Goeiedag geliefde en welkom by dag 5 van ons Pinksterweek van my en die hele beleefspan. Ons hoop dat hierdie weeksoordenkings jou help om nie net meer te leer nie, maar om te begin beweeg met ywer in jou geloof. Nou die Gees het gekom, die mense het gehoor en nou begin iets onverwags, nê? 'n Beweging word gebore. Ek dink dis so besonder om ons geloof eintlik om op te som is dat Christendom is eintlik 'n beweging. Nee, ons lees in Handelinge 2 vers 41, die wat sy boodskap aangeneem het, is gedoop en op daardie dag is ongeveer 3000 mense by die gemeente gevoeg. Daai is Handelinge 2 vers 41. Nou 3000 mense in een dag. Dit breek gereeld my brein om te dink. 3000 mense sonder 'n PA, sonder 'n mikrofone, sonder hoe het hulle reg gekry, nê? So met baie mense saam gepraat het, saam bedien het. Nou, dis nie net 'n getalle wonder nie, dis 'n genade wonder. En toe het hulle toe wat hulle toe gedoen? Het hulle kerk gebou? Het hulle tent opgeslaan en sê kom ons versamel hierso of kom ons maak hierdie kampie by die berg van ervaring, nê? Nee. Hulle het begine beweeg. Ons sien dit in vers 47 van dieselfde hoofstuk waar Lukas skryf. En elke dag het die Here hulle getrou laat toeneem met mense wat gered is. En elke dag was daar getalle wat bygevoeg was. Dis nie net 'n verhaal van uitbreiding nie. Dis die begin van 'n kerk wat aan die beweeg is. En dis ook ek so opgewonde Sondag se boodskap is 'n kerk aan die beweeg. Nou ons dink dikwels aan 'n kerk as iets wat ons bywoon, 'n plek, 'n gebou. Maar God het nooit bedoel dat sy kerk moet net 'n plek wees van vergader nie. Nee, hy het bedoel ons moet eintlik versprei. Wat in 'n straat in Jerusalem begin het binne dekades die hele Romeinse ryk begin aanraak. Geliefde, dis 'n groot area met talle, honderdduisende, miljoene mense wat Jesus se storie gehoor het. Hoekom? Want daardie eerste gelowiges, wat was anders dan hulle? Hoekom was hulle soos hulle was? Een, hulle was vol van die Gees. Hulle was gesentreer op Jesus en sy boodskap, gedryf deur 'n besonderse bonatuurlike liefde vir alle mense en onwillig om stil te bly. Hulle moes praat. So prakties, nê? Dalk het jy nodig om vandag weer kerk net anders te sien. Dis nie net 'n plek waar jy Sondag gaan sit nie, nê? En is wonderlik dat jy kerk toe gaan. Dis beter as baie mense, nê? Ek is dankbaar vir elke mens wat kies om kerk toe te gaan. Maar dis 'n sending waaruit jy maandag beweeg, nê? Ek sê altyd Sondag is die eerste dag van die week waar ons vergader, maar maandag is waar ons moet uitgaan en ons moet begin beweeg. Daarom bid ek gereeld, nê, dat ons sal guns hê by God, sodat ons sal guns hê by mense, om Jesus se storie beter oor te dra. So ek wil jou uitdaag vandag, begin om te bid. Bid vir jou straat, bid vir jou buurt, bid vir jou dorp, bid vir jou bure. Dalk van julle ken nie eers julle bure nie, nê? Maar bid vir hulle, leer hulle ken en bid vir hulle. Bid vir 'n kans om liefde prakties te wys aan iemand anders. Bid vir die Here om vir jou daai onderskeiding te gee om te sê, Here, ek wil weet hoe kan ek vandag beter vir iemand lief hê. Bid vir geleenthede om iemand na Jesus toe te lei. Geliefde, daai raak so lekker as jy bid vir dit en iemand kom stap verby jou. Ek het al gevalle gehad waar iemand so vir my uitstaan in 'n koffiewinkel en sê, "Hoor, so kan ek gaan met jou gesels?" Nee, ek doen dit nie elke week nie, doen dit aan mekaar nie, maar daar was al sulke gevalle. En dan is dit ongelooflik om dan te hoor waardeur hulle gaan en sê, hulle het vanoggend opgestaan en gebid en gevra dat die Here moet iets doen en nou kom praat 'n vreemdeling met hulle. Here, geliefde, die Here werk so op bonatuurlike maniere. Ons moet onsself net instel om so gebruik te word. Nou, ek wil afsluit deur te sê, wat in Jerusalem begin het, moet in jou straat aangaan. Wat in Jerusalem begin het, moet in jou en in my straat, dit moet aangaan. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie vir u liefde, u omgee en dankie dat ons kan leer by die disippels, by daai eerste gelowiges, hoe hulle met ywer die evangelie gevat het en daarmee gehardloop het, omdat hulle begryp het dat Jesus het gesê 'n klomp dinge, hy het vir hulle 'n klomp dinge geleer oor die Vader se hart en oor die koninkryks heerskappy en die koninkryks beginsels, en toe vaar hy op hemel toe en hy gee vir hulle opdrag en toe kom bekragtig die Heilige Gees hulle om te hardloop met ywer die storie van Jesus te vertel. Here, en ons wil so hardloop, ons wil met daai ywer hardloop. Here, mag dit ons fokus word oral waar ons is, waar ons werk, waar ons kerk, waar ons familie is, waar ons vriende is, mag ons weet ons dra die storie van Jesus op ons skouers, in ons harte, in ons gedagtes, in ons monde, daai klanke moet uitgaan. Here, hoe lieflik is die voetstappe van hulle wat die goeie boodskap bring. En mag ons voetstappe aanhoudend lieflik wees, want ons dra die beste storie, dis die storie van Jesus. Amen
en amen. Geliefde, baie dankie vir inskakel saam met ons. Ek hoop jy is opgewonde vir Sondag. Ek hoop jy gaan inskakel Sondag saam met ons. Ons het 'n 9uur diens hier in Alberton, ons het 'n 5uur aanddiens in Meyerton en almal wat aanlyn inskakel. Ons waardeer dit so dat julle saam met ons kyk. Ek kyk soms die getalle en dan verstaan ek nie die genade en die guns wat die Here het nie, dat meer as 1000 mense skakel in op 'n Sondag om 'n beleef boodskap te kyk. Maar geliefde, mag ons aanhou die genade van God beleef en dit uitdra na ander mense, want ander mense het nodig om die storie van Jesus te hoor. Dankie vir julle, dankie vir die liefde, dankie vir die omgee. Gaan in vrede. Totsiens.